Goeiemôre, baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat. Hier op die 13de Julie 2026. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrust gehad. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. Ek bid vir jou 'n pragtige dag en 'n pragtige week toe wat voorlê. Vandag is 'n nuwe dag, nuwe kansse, nuwe geleenthede. Bietjie toegetrek hier by ons in die Weskus, maar nog steeds 'n beautiful dag, doodstil. Geen wind nie. Is net hulle toegetrek is. Ons soek in elk geval, soos julle weet, ons bid vir reën in die Weskaap, veral meer daar in Mamasbury en daai rigting waar die damme nog nie baie vol is nie. Jy kan tog op 'n stadium as jy lus het 'n bietjie gaan Google oor damstand in die Weskaap. 'n Bietjie kyk hoe lyk die damme in die Weskaap. En ek dink ons moet maar die Weskaap in ons gebede opdra in al die plekke in Suid-Afrika for that matter. In die wêreld kan ons dit maar doen, 'n bietjie weier gaan. Sê almal wat nie genoegsaam water het in hulle damme nie. Ek kyk nou die dag in Amerika, een van die grootste damme in Amerika, hoe laag sy vlak is teenoor wat hy was 'n hele paar jaar, en dis skokwekkend dat die vlak nie opgaan nie. Die vlak bly aan afkom. Partykeer die reën wat kom, hulle kry op stadiums verskriklik goeie reën, maar die reën is nie eers genoeg om die vlak op 'n gereelde positiewe basis te hou nie. Hy bly aan daal. So dit is bekommerenswaardig. So ons bid vir reën waar mense droogte getuister is. Ons weet almal dat as die reën val, dan is dit so iets anderste. Ek voel altyd as die reën val, dis genade wat ons liewe Vader ons skenk. Dit voel regtig vir my so. Die tyd is mos nou verby. Daarvoor is daar die reënboog. Die wêreld sal nooit ooit weer oorstroom word met water nie. So dit is die reënboog sê vir ons, as hy opkom sê vir ons, nee, dit sal nooit weer so wees, dat daar vloed sal wees soos in Noag se tyd nie. So met ander woorde, ons vertrou die Here en ons vertrou ons Hemelse Vader wat dit aanbetref, maar ons bid vir almal wat in die droogte areas is en vir ons hier in die Weskaap, veral waar die damme nog, se vlakke nog maar laag is en ons is al goed in winter in. Op die stadium val die water goed genoeg vir die gesaaides. Ek sien die gesaaides lyk pragtig, hier by ons selfs in die Weskus lyk die gesaaides pragtig, maar ek dink die damme se water op die stadium is net so belangrik. So ons bly in bid en ons bly in glo en vertrou. Ek het vir jou gisteroggend gesê toe ons gelees het uit Psalm 23 uit, ek kan nog 'n Psalm deurtrek vir oggend en ons gaan oor nog 'n Psalm praat vir oggend. Ek dink is 'n ideale Psalm om nog te praat, en wat vir my so wonderbaarlik is, al die Psalms gaan oor prys die Here. En ek dink ons ontvang so baie keer lê ons so laag op die grond, maar buite daarvan kry ons nog steeds so baie, en ten spyte daarvan help die liewe Vader ons om op te staan en 'n nuwe dag in te gaan, nuwe kanse, nuwe geleenthede. En as hy lankie, dan loop ons alweer en dan hardloop ons alweer. So die Here is goed vir ons. As ek kyk na my en ons kyk na ons elke dag, dan is die Here amazing as ek eendag moet sit en op 'n papier moet skryf, alles wat vandat ek vanoggend wakker geraak het, goed gebeur het met my tot en met, jy kan dit maar vat tot 9:00 in die oggende. Jy hoef nie eers verder te vat nie. Jy kan dit maar net vat, alles rondom jou wat goed gegaan het, wat goed uitgewerk het, dan is dit worthwhile om die Here te prys en te loof soveel as moontlik, sover jy kan. Ja, dis reg dat ons met die Here moet praat, en dis reg dat ons vra. Die Here luister graag en die Here gee graag. Hy weet wat om nie te gee nie. Onthou, as jy vra, as die Here wil, want die Here weet wanneer om te gee en wanneer om nie te gee nie. So laat dit oor aan die Here, maar jy is meer as welkom om onthou om die Here te loof en te prys, en ook te sê, so af en toe te sê, dankie Here, ek het vergeet. Jy het so goed vir my, ek het iets oor my pad gebring en iets laat gebeur, ek het heeltemal vergeet om vir u dankie te sê daarvoor. So die Psalm wat ons lees, is die hoofstuk is Psalms, en ons lees daar uit Psalm 21, so jy kan jou Bybel oopslaan, Psalm 21 vanmôre. Ek weet nie hoe was julle Sondag by julle, of julle Sondag by julle gister nie, maar hier was dit 'n amazingly mooi dag. Ons met ons gelukkig moes ek en Vanessa gou vinnig dorp toe gaan, en toe kom ons laat terug, en ons het laat geëet, laat gebraai, laat geëet, laat dorp toe gegaan, so daar was nie gister geleentheid om see toe te gaan nie, want almal was besig op 'n Sondag, nou nie besig met
met werk nie, maar besig, dinge wat gedoen moet word, wat nie kan wag nie. Dat is eintlik 'n pity dat toe ek gisteraand hier by 5:30 se kant, toe raak het koud hier by ons, wat eintlik die hele dag 'n pragtige dag was. Toe is ek eintlik so spyt, ons kon nie by die see draai maak, met die seuns wat hier is nie, maar nou ja, die dag is verby, en dit was 'n pragtige dag, en die dag was suksesvol, so ons dank die Here daarvoor. Psalm 21. Die koning vertrou op die Here. Nou, ons het gesê, elke keer as ons lees, moet ons dit ons eie maak. Ons moet die psalm ons eie maak vanoggend, asof ons die psalm skryf, asof ons deel is van hierdie psalm, asof hierdie psalm van ons praat. So kom ons kyk, as jy hierdie psalm vat vanoggend, psalm 21, en jy maak dit jou eie, waar ons uitdraai op die einde van die dag, wat se tema, en miskien wat se boodskap bring die Heilige Gees vir jou uit hierdie psalm uit. Dit kos net een versie om vir jou 'n boodskap te bring, wat vir my dalk nie op vir daai dag 'n belangrike boodskap is nie, dalk 'n ander gedeelte is daai gedeelte vir jou belangrikste deelte. So luister na die Heilige Gees, hy praat met jou met Psalm 21, vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Here, dis oor die openbaring van u mag, dat die koning so bly is. Dis oor die oorwinning wat u hom gegee het, dat hy so jubel en juig. Die wens van sy hart het u vervul. Wat hy gevra het u nie geweier nie. U skenk hom voorspoed, geluk. U plaas 'n goue kroon op sy kop. Miskien moet ons 'n oomblik hierso stop, en dan luister ons hierso, hoeveel daar waar u voorkom is heel waarskynlik het die Here gegee. So kom ons kyk 'n bietjie en konsentreer as ek lees oor die u. Ek gaan so 'n bietjie terug rewind, en dan begin ons weer by u, wat u hom gegee het, dat hy so jubel en juig. Die wens van sy hart het u vervul. Want wat hy gevra het u my nie geweier nie, of hom nie geweier nie. U skenk hom voorspoed en geluk. U plaas 'n groot kroon op sy kop. Lewe het hy van u gevra, en u het dit vir hom gegee, 'n lang lewe. Dit staan so geskryf, 'n lang lewe. En omdat u uitkoms gegee het, is hy hoog in aansien, met die roem en eer het u hom oorlaai. U maak hom altyd voorspoedig. U skenk hom oorvloed, blydskap deur u nabyheid. Die koning vertrou op die Here, en deur die trou van die Allerhoogste struikel hy nie. U hand sal al u vyande vind. U regterhand sal u haters tref. Wanneer u verskyn, Here, sal u hulle verteer soos 'n oond. In u troon sal u hulle vernietig, en die vuur sal hulle verteer. Kom ons stop net so vers 11, voordat ons vers 11 verder lees. Die tema van hierdie stukkie uit die Bybel uit Psalm 21, as jy klaar is, jy sien, dit maak heeltemal sin, as vanoggend vir my, u gee. Maar dis nie net u gee nie, dit sou nou een ding gewees het, as ek die tema van vanoggend wou sit, u gee, maar die tema is meer as dit. Die tema is vanoggend, u gee, my beker loop oor. Dis wat die Here gee. Die Here skenk vir my en jou elke dag meer en meer as wat jy nodig het. U gee, my beker loop oor. Die tema vir vanoggend, vers 11. U sal hulle kinders van die aarde af verdelg, en die mensheid verlos van hulle nageslag. En as hulle kwaad teen u beraam, bose planne uitdink, sal hulle niks uitrig nie. Wanneer u met die boog na hulle mik, slaan hulle op vlug. Laat u mag seëvier, Here, dan sal ons u krag besing en daaroor roem. Laat u mag seëvier, Here, dan sal ons u krag besing en daaroor roem. Is dit nie 'n pragtige psalm ook, soos vir gister se oggend se psalm, wat net so mooi was? Hierdie psalm is net om vir my en vir jou net weer te herinner, die Here is goed vir ons. Al gaan dit baie keer sleg met ons, al gaan dit baie keer
minder goed met ons. Ek wil nie altyd sê sleg nie, dit gaan baie keer minder goed. Die Here is nog steeds daar, hy is nog steeds lief vir jou. Al lê jy op jou maag op die grond, hy gaan jou help om op te staan. En jy kan nog steeds, al lê jy op jou maag, is jy nog steeds beter as ander wat dalk 6 voet lê onder die grond op hierdie stadium. So prys die Here, loof die Here op hierdie maandagoggend. Geniet hierdie wonderbaarlike dag wat die Here vir my en jou geskaap het. Onthou om die kanse, die geleenthede wat ons ontvang op hierdie dag nie te mis nie. Dat vra die Heilige Gees om ons bewus te maak van die kanse en geleenthede en ons moet albei, dat ons dit met albei hande aangryp. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend by u voete kan kom sit en die stukkie uit die Bybel uit kan lees waar u vir ons herinner. Kyk maar terug na jou verlede. Kyk maar terug na gister. Jy hoef nie eers verder te kyk nie. Kyk terug na toe jy jou oë oopgemaak het vanoggend. Ek doen soveel vir jou. Ek gee soveel vir jou. Jou beker loop oor. Here, ons weet u gee nie net vir ons, u gee baie meer as wat ons nodig het vir ons. Ons beker loop werklik oor. Here, en ek dink ons kom genoeg by hier sit en vir u dankie sê vir die wonderbaarlike voorreg wat ons het, dat u vir ons so seën nie. Ons kom vanoggend by u voete sit en vir u sê dankie. Dankie vir hierdie stukkie uit die Bybel uit. Psalm 21, dankie dat u ons herinner. So af en toe net so aan die skouers skud en sê, my vriend, my vriendin, kyk wat doen ek vir jou. Maak oop jou oë, maak oop jou oë. Wees aanvanklik vir my wat ek vir jou gee. Want baie keer neem ons baie dinge so van selfsprekend aan. Dankie Here dat u vanoggend vir my kom wakker en sê, my kind, kyk wat doen ek vir jou. Here, baie, baie dankie. Dankie dat u my God is, dankie dat ons vir u kan aanbid. Dankie dat ons met u kan praat en dankie dat ons in die vorm van die Heilige Gees, dat u binne in ons bly. Dat u weet en alles sien wat ons doen. Help ons deur die Heilige Gees om asseblief 'n wag voor ons mond te plaas en miskien ook 'n wag in ons kop te plaas, dat ons nie vir verkeerde gedagtes dink nie, nie verkeerde dinge sê nie, maar dat ons toelaat vir die Heilige Gees om deur ons te praat. Vergeef asseblief ons sondes, Here. Help ons om ons sondaars te vergewe, ons skuldenaars teenoor ons te vergewe. Help asseblief vir ons op hierdie maandagoggend, hierdie pragtige begin van 'n nuwe week, om ons baadjie van liefde aan te trek, Here, en help ons om dit daarmee om dit uit te lewe, natuurlik wat die belangrikste gedeelte is. Nie net die aantrek van die baadjie nie, maar die uitlewe teenoor almal rondom ons. Ons reik ons hande op na die hemel, ons kyk op na u vanoggend, Here, en ons sê, Jesus, please take the wheel. Here, vat asseblief die lewensvoertuig van my en die geestesvoertuig se stuurwiel en bestuur my in die res van 2026 en met u in beheer het ons niks om voor bang te wees nie. Dankie dat u in beheer is, Here. Ons vra die dinge nie omdat ons verdien nie, maar enkel alleen uit u groot en almagtige genade alleen. Amen.